Ons is in 21 Desember, 'n paar dae van Kersfees af. Ek hoop jou Desember is so lekker en dat jy spesiale oomblikke saam met jou naastes en saam met die Here het. Soos jy weet, is ons besig om na ou boodskappe te kyk wat mense kom bedien het gedurende hierdie jaar. Ek en my gesin is op vakansie en ek het doelbewus hierdie tyd van die jaar uitgesit, soos ek gesê het, om net heeltemal te rus, heeltemal te disengage, nie nou te preek nie, maar regtig net die Heilige Gees te vertrou om my siel en my gesin se siele te kom net weer verkoop en regkry vir 2026. Maar hierdie boodskap, waar is jy Jesus? Toe ons weer na dit kyk, toe besef ons net, dis so relevant vir waar baie mense nou is. Mense wat vra het oor die lewe, mense wat vra het oor hulle geloof, mense wat vra het oor hulle doel in hierdie lewe en voel baie keer, waar is Jesus? Ek sien hom nie, ek ervaar hom nie. En so hierdie boodskap gaan jou bedien, om net weer so intiem sy liefde en sy leiding te beleef. So kan ek vir jou bid. Here, dankie dat ons weer op hierdie manier by mekaar kan wees. Daar waar mense dalk op vakansie of by die huis is. Maar Here, dankie dat ons net kan weet, U is met ons. En mag hierdie boodskap net weer nuwe lewe in ons lewens kom inblaas. Ons bid dit in Jesus heilige naam en almal sê amen. Ek bless jou met hierdie boodskap. Baie welkom vanoggend hierso by Kaleio Kerk se aanlyn diens of aanlyn belewenis. Dis vir ons so lekker om vandag saam met jou te kuier en hoe ook al jy by mekaar kom. Ons noem hierdie gedeelte, noem ons Kaleio Kuiers, waar ons mense aanmoedig om by mekaar te kom in 'n groepformaat, want ons sê vir ons waarde is dat ons kan by die kerk by mekaar kom, en is goed en ons bedien mekaar en die woord transformeer ons, maar ons het nodig om mekaar se harte te hoor. Ek dink iets wat, kan ek sê, missing is in kerk met 'n hoofletter K, is dat ons baie keer baie min spasies het by plekke waar ons vulnerable kan wees. En dis omdat ons nie verhouding met mense het nie. En verhouding vat tyd, en verhouding vat dat ons in mekaar se lewens inspreek, en daarom wil ek jou aanmoedig. Moenie jou geloofsjourney, jou geloofspad alleen doen nie. Kry mense rondom jou, met wie jy op hierdie manier, op 'n weeklikse of 'n 2-weeklikse basis by mekaar kom, en in mekaar se lewens inspreek, vir mekaar bid, vir mekaar seën, vir mekaar bemoedig, saam lewe doen. Dit is ongelooflik belangrik dat ons dit doen. Dit was glad nie beplan dat ek sommer nou 'n hele preek oor dit gee nie. Dit is sommer uitgeborrel van binne af. So van my kant af baie welkom. Van waar ook al af jy kyk, ons het mense internasionaal, mense kyk uit Hongarye vir ons uit, baie welkom Suzanne julle uit Hongarye uit, en klomp mense Dubai, Amerika, Londen, en as daar nog plekke is om waar jy kyk, asseblief sê vir ons, in die gedeelte waar ons kan saam praat in die comments, waar kom jy vandaan en van waar af kyk jy,
uit Suid-Afrika en ook uit die res van die wêreld uit. Ek is geweldig opgewonde vir dit wat die Heilige Gees vandag met jou wil kom deel en met my wil kom deel, want ek beleef dat die Heilige Gees wil hê ons moet so 'n bietjie op 'n ander manier begin funksioneer as gelowiges. Daar's iets waantoe hy ons na roep, waar ons bietjie op 'n ander manier funksioneer. En dis wat roeping beteken, kaleo. Dis wat ons naam beteken, 'n spesifieke roeping. Om op 'n sekere manier te funksioneer, wat hierdie wêreld nog nie gesien het nie. En ek is regtig opgewonde dat jy saam met ons dit kan doen. As jy saam met 'n groep is, wil ek vandag vir jou sê, kuier lekker saam. Ek gaan so 'n paar vrae vir groepe uitgooi terwyl ons hierna kyk. As jy individueel kyk, dis ook reg. Maar ek wil jou uitnooi. Wil jy nie die vrae wat ons hier vandag vra met iemand net gaan vra en sê, luister hierso, kom ons bespreek 'n bietjie hierdie punt. Dit sou vir my so lekker wees dat daar 'n koneksie tussen mense is en tussen ons mense is. Kom ons bid saam en dan vertrou ons die Heilige Gees vir 'n ongelooflike stuk woord en bediening vandag. Sluit jou oë daar waar jy is. Here, dankie dat ons net ons kan wees. En Here, ek bid dat ons vandag in hierdie tyd wat ons saam met mekaar spandeer, regtig net ons maskers afhaal en Here kan ontdek wat dit beteken om broos en onsself voor U te kan wees. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U ons nooit sal los nie. En dankie dat hierdie bediening soveel mense se lewens aanraak. Ons bid dit in Jesus naam en almal sê Amen. Ek wil vandag op hierdie manier begin en vir jou sê dat Januarie is verby. Ons is al in Februarie en so is daar nog 'n hele paar maande oor van 2025. En ek weet nie van jou nie, maar ek voel al reeds of die spoed is hoog, die pas is hoog, hoor jy? Dis kinders en dit is werk en dit is kerk en dit is huwelike en dis vriende en dis familie en dis 'n stukkie konflik hier en dis 'n ding wat ons daar moet uitsorteer en dit voel vir my of die pas geweldig hoog is. Miskien is dit net ek. Die beste manier wat ek dit vir jou kan verduidelik is op die metafoor van fietsry. As jy my goed ken, dan weet jy dat ek is mal oor fietsry. Dis die manier hoe ek my kop skoon kry en ek is mal oor om fietsresiese te gaan ry. En in die begin toe ek begin fietsry het, eers dan skryf ek in vir 'n resies en hoorie, ek weet nie wat met my gebeur nie. Maar luister, as daai skoot aftrek, dan ry ek so vinnig as wat ek kan. Kyk, dit is alle kedels is oop. Dit is so vinnig as wat ek kan. Ek moet almal beat. En dan keer op keer, dan kom ek in die middel van die reis, dan is ek gaar. My heart rate is hoog. My hartklop is hoog. Dit voel of my hart uit my bors wil klim. En dis so 'n bietjie hoe ek voel aan die begin van Februarie. Miskien deel jy dit met my. En ek wil ons net herinner dat ons gaan 'n gesonde pas moet handhaaf, anders gaan ons hierdie jaar baie deursukkel. Ek sien altyd daai ou ooms en tannies, ek het hulle altyd so geoordeel, ja, ek het al geoordeel, moet nou nie dink ek is perfek nie. Maar dan trek ons weg en jy weet dit is hierdie ou ooms en tannies wat saam ry en dink ek julle moet lankal nie 'n fiets ry nie. Dan trek hulle stadig weg en hulle ry en wanneer ek moeg is in die halfte van die wedren, dan kom daai oom en daai tannie verby my, want hulle het al soveel ervaring en hulle weet wat 'n gesonde pas is. Die probleem is, wanneer ek en jy op 'n te hoë pas funksioneer, wil ek vir jou sê, dat wanneer ons dit die minste verwag, slaan daar storms in ons lewens. Kan ek met jou eerlik wees? Baie mense hoop dat 2025 anders gaan wees. Hoop en hulle is optimisties en hulle het geloof en dit is pragtig dat dit so is. Maar elke jaar het sy eie storms. En ek wil vandag bietjie met jou hieroor gesels en jou hieroor bedien. Want ek dink ons vat bietjie mis wanneer dit kom by storms in ons lewens. En ek wil jou bedien want ek het dit agtergekom in my eie lewe en ek het nodig dat ons vandag hieroor gesels, storms. Elke jaar het sy eie storms en
Die groot ding is dat dit storms op verskillende maniere. Jy weet, dis dalk ekonomiese storms, jy het dalk 'n huweliksstorm, daar's storms in jou finansies, daar's storms in jou verstandelike gesondheid, jou mental health, daar's dalk storms waar ook al in jou lewe, in jou verhouding met jou kinders, wat ook al dit mag wees. Ek dink ons mens sukkel om regtig onsself reg te navigeer deur hierdie seisoene in ons lewens. Daarom wil ek vandag hê dat ons moet stil raak. Kom ons maak die pas net vir 'n oomblik rustiger. En kom ons kyk bietjie, hoe reageer Jesus in storms? Ek wil vandag vir jou 2 gedeeltes uit die Bybel uitlees, 2 stories uit Matteus uit, waar ons sien hoe Jesus totaal anders funksioneer in storms. Die eerste storie wat ek vir jou wil vertel is in Matteus 14, waar ons sien dat Jesus stuur sy disippels op 'n boot uit en hy gaan bid eers by 'n plek. En dan terwyl die disippels op hierdie boot is, slaan daar geweldige, stuimige storms rondom hom, of rondom hulle. En hulle raak vreesbevange en skree en die woord sê, hulle is heeltemal op 'n plek van vrees. En dan dag Jesus op, en hulle dink Jesus is 'n spook. Kan ek net vir jou sê, dat baie keer, wanneer ons in vrees funksioneer, in bekommernis, wanneer die wêreld net te oorweldigend is, dan het ons nie meer perspektief nie. En dit wat eintlik ons redding is, lyk soos nog 'n aanval. Ek weet nie wie dit moet hoor nie. Ek dink baie van ons moet net gou rustig raak en eers perspektief kry. Jesus daag op en hy sê, manne, raak rustig, ek is hier. En Petrus reageer, en ek wil vir jou lees in Matteus 14 vers 28, hy sê, Petrus sê toe vir hom, Here, as dit regtig U is, laat my dan op die water loop en na U toe kom. Vers 29, kom dan, sê Jesus. Petrus klim toe oor die kant van die skei en begin op die water na Jesus toe loop, maar toe hy die hoë golwe rondom hom sien, het hy paniekerig geword en begin sink. Hy skree toe vir Jesus, Here, red my. Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en hom gegryp. En dan hierdie woorde, Petrus, jou geloof is maar bitter klein. Waarom vertrou jy my nie? En toe hulle terug in die skei klim, gaan lê die wind. Ek wil by hierdie woorde stil staan vandag. Jesus wat vra, waarom is jou geloof so klein? Ons sien 'n soortgelyke storie afspeel in Matteus 8, waar die disippels hulle self ook in 'n storm bevind. En kyk hoe reageer hulle en kyk hoe reageer Jesus. Jesus sê die woord, het toe in 'n skei geklim en sy disippels het hom gevolg. Skielik het daar 'n ewige storm oor die see opgekom, sodat reuse golwe oor die boot gebreek het. Maar Jesus het gelê en slaap. Hulle gaan maak toe vir hom wakker en sê, Here, red ons! Dis klaar met ons. Maar Jesus sê vir hulle, waarom is julle so verskrik? En dan weer hierdie woorde. Is julle geloof regtig so klein? Daarna het hy opgestaan en die winde en die see streng aangespreek en daar het 'n groot kalmte oor die see gekom. Die disippels was oorweldig en hierdie mooi sin wat ek so mal oor is, watter soort mens is hy dat selfs die winde en die see na hom luister? Ek wil vandag saam met jou na hierdie 2 stories kyk en 3 goed vir jou uitwys wat ek dink jou vandag gaan bedien. Die eerste vraag wat ek wil vra is hierdie vraag wat Jesus vra, en ek wil hê dat jy in jou groep en die mense rondom jou hierdie vraag ook vra. Waarom is ons geloof so klein? Hoekom sukkel ons baie keer om Jesus onwrikbaar te vertrou
in ons situasies. Nou ek wil een rede gee en asseblief lewer kommentaar hieronder en in jou groep oor waarom dink jy ons geloof is baie keer so klein, maar ek dink eenvoudig, ons geloof is baie keer so klein omdat ons nog soos weeskinders voel. Ja, ons het gesê, Here, U is ons Here, ek gee my lewe oor aan U, ek glo U is die Seun van God, ek het saam met U gesterf, en ek het saam met U opgestaan, die mooi prentjie van die doop, nee. Maar iewers in ons agterkoppe, wanneer storms in die lewe kom ons op daai oorweldige plek, waar het voel of ons hart uit ons bors wil uitklim, en ons voel, ek is alleen. Ek weet nie hoe ek hierdie gaan maak nie. Ek weet nie hoe ek deur hierdie gaan kom nie. Ek is alleen. En dan hierdie woorde, Here, red my. En ons is welkom om dit te doen. En die woord sê dat Jesus se hand het onmiddellik uitgesteek na Petrus toe. Hy sal ons nooit verlaat nie. Maar is asof hy verwag het dat Petrus anders funksioneer. Kan ek vandag vir jou 'n ander storie vertel? Ek wil vandag Matteus 8 vat en die storie anders vertel, hoe ek dink Jesus graag wou gehad het, hierdie storie moes uitspeel. Stel jou voor, die disippels is saam met hom op hierdie boot. En ewe skielik is daar 'n massiewe storm. En Jesus weet, hy is in elk geval beheer oor elke storm, was geen storm wat hom kan skade aandoen nie, hy is God bo dit, en hy gaan slaap. Waar meeste mense in vrees reageer en sê, Here, kyk hoe lyk die golwe, Here, kyk hoe lyk my finansies, Here, kyk hoe lyk my toekoms, Here, kyk hoe lyk my huwelik, daai verboureerde gevoel, waar meeste mense, ek en jy so funksioneer, verbeel jou, Jesus het daar wakker geword. En hy stap uit, en hy sien vir Petrus in die middel van die storm, besig om 'n net reg te maak. En hy sien vir Thomas sit en loer oor die kant van die boot en kalm soos kalm kan wees. En hy sien die ander disippels sit en gesels en lag en eet saam. Maar rondom hulle is chaos en rondom hulle is donderweer en golwe. Maar hulle weet, hulle Jesus is by hulle. Ek wil my en jou uitnooi om eers te stop voordat ons reageer wanneer ons golwe in ons lewe sien. Is dit die moeite werd om in vrees en angs oor te gaan? Of kan ek en jy begin op 'n plek om en sê, ek kan rustig wees, want my Jesus is by my. Ek dink dit sou Jesus se hart so vol gemaak het. Om te sê, ouens, waarom is julle geloof so klein? Ek is by julle. Daarom dink ek in 2025 moet ons groei in volwassenheid, want ek dink babietjies skrik vir klomp goed in hulle lewe. Babietjies is vinnig verboureerd. Babietjies is vinnig op 'n plek waar hulle alleen voel. Volwasse Christene, en ek wil my en jou uitnooi, en ek sluit myself hier in, ek is vinnig om geskrik en oorweldig en geafronteer te voel. Kom ons groei saam in volwassenheid en sê, my Jesus is by my. Jy sien, Jesus is meer in beheer oor goed in jou lewe as wat jy gedink het. Ons vertrou met baie goed. Here, my toekoms, Here, my die, Here, my daai, ek vertrou U. Maar is my so mooi daai woorde aan die einde van Matteus 8, hierdie teks wat ons nou saam met mekaar deel, waar die disippels sê, watter soort mens is hy dat selfs die winde en die see na hom luister? Ek sien as goed wat die disippels nie verwag het, Jesus ook beheer oor het nie. Jy sien, daar's goed in jou lewe wat jy dink jy moet nog self hanteer, en jy moet dit self doen, en jy moet self die bootjie van jou lewe, jy moet roei en roei en roei en roei, en want as jy nie roei nie, gaan jy sink, en jou gesin gaan sink, en is hierdie belewenis van, jy moet net seker maak, alles is onder beheer.
Kan ek vir jou sê? Kan ek vir myself sê? Waarom is ons geloof so klein? Want Jesus was selfs in beheer van die wind en die see. Hy is in beheer oor goed wat ek en jy nooit gedink het. Hy selfs in beheer oor is nie. Ek wil jou vandag kalm kry. Jy sien, wanneer Jesus iets spreek, dan word alle winde en alle storms stil. Daarom wil ek hierdie oomblik land en ek vir jou begelei in 'n gebed. En hierdie gebed gaan anders lyk as wat ek net bid en jy luister nie. Ek wil jou uitnooi om saam met my 'n ander tipe gebed te doen vandag, waar jy iets gaan beleef deur die Heilige Gees, wat jou so gaan bedien. So vertrou my vir 'n oomblik en sluit net jou oë daar waar jy is. Ek wil jy stel jouself voor, jy is in daai boot saam met Jesus. En die storms en die wind is geweldig hard rondom jou. En jy sien golwe van jou vrese, golwe van jou verslawings, golwe van dinge wat uit is om jou te vernietig. En jy roei, en jy roei, en jy roei. Ek wil jy moet beleef hoe Jesus se hande op jou hande nou kom. En daai roeispane uit jou hande uithaal. En wanneer jy omkyk, is daar 'n massiewe seil agter jou. En hoe jou boot van die lewe is ewe skielik, sonder jou effort, nog steeds dryf en nog steeds vorentoe gaan. Ek wil hê daar moet nou 'n kalmte oor jou kom, wat jy lanklaas in jou lewe beleef het. Jesus is Immanuel. Dankie U dat U God met ons is. Ek wil hê jy moet sien hoe Jesus streng die golwe van jou lewe aanspreek en sê, word nou stil. Here, dankie dat ons weet, as U by ons is, en met ons is, en in ons is. Here, kan wat se storm ook al tref, ons kan kalm en rustig wees, want ons Jesus is by ons. Here, ek kom bid, kom gee vir elke persoon nuwe krag, nuwe energie. Here, om uit 'n plek van vrees uit te klim, en in 'n plek van oorgee te kom en te sê, Here, dankie dat U aan stuur van my lewe is. Ek bid dit in Jesus se heilige naam en almal sê, Amen. Ek wil hê ek en jy moet leer om te begin autoriteit vat oor die golwe oor ons lewe. En anders as die disippels, eerder as vrees, in geloof begin optree. Dit is vir my so lekker om vandag saam met jou te kuier. Ek hoop dat die woord vandag jou gebless het en dat jy het uittrek en uitnooi om op 'n ander manier saam met Jesus te begin leef. Ons het aan die einde van ons tyd saamgekom en dit is vir my so lekker om saam met jou te kuier. Ek wil jou herinner dat ons volgende week, die 2 Februarie, het ons dan weer 'n fisiese diens by mekaar en ons gaan daar saam aanbid, saam die woord beleef en mekaar op so 'n mooi manier beleef. So ek nooi jou uit, nooi vriende so toe, dit is net anders, jy gaan dit geweldig geniet. Dan wil ek vir jou sê, as hierdie bediening jou aanraak en dit het 'n invloed op jou lewe, dankie vir die bydrae wat jy maak. Jou bydrae maak dat ons soveel bediening reg oor die wêreld kan doen en baie dankie daarvoor. As jy nie weet hoe om te gee nie, daar is 'n link aan die onderkant van hierdie video wat jy kan gaan klik, wat jou direk na 'n plek toe vat
wat vir jou gaan wys hoe om te betaal, op 'n bydrae te gee. Aan die einde van hierdie video sal daar ook 'n QR-code wees wat jy dan kan scan om 'n bydrae te gee. Baie dankie vir elkeen se bydrae dat jy geïnvesteer is in die koninkryk van God. En dit is wat ons doen. Ons wil mense gered, gesond en gestuur hê. Ek sien jou volgende week by Simplicity Venue. Kan nie wag om jou te sien nie. Goed gaan en lekker dag. Ek weet hierdie laaste gedeelte van hierdie boodskap het jou so bedien. Net wie om Jesus se nabyheid en sy hand in jou lewe te beleef. Hy's met jou. Ek wil jou herinner dat ons die 25 Desember het ons Kersdiens by Simplicity. Jy is so welkom, jou familie is welkom, jou vriende is welkom. Ons gaan net weer herdenk dat die Here vir ons 'n seun gestuur het en dat sy seun vir ons gesterf het, dat ons nou kinders van God genoem kan word. Ons gaan 'n amazing tyd saam hê. Nooi hulle 9 uur by Simplicity Venue 25 Desember. Ons sien jou dan. Het ek al gesê ek's lief vir jou? Ek is so lief vir jou. Goed gaan.